Goeiemôre vriende, Pieter van der Merwe is my naam. Voorreg om weer met u te praat. Ons praat al 6 jaar of meer as 6 jaar oor die Here se koms. Ons sien die goed rondom ons gebeur. Die geboortepyne waarvan die Here Jesus praat in Matteus 24 neem toe met 'n ontsettende tempo. Soos voorspel in daardie profesie. Geboortepyn is uit die aard van die saak 'n ding wat toeneem in intensiteit en in 'n frekwensie. Vanoggend praat ons spesifiek oor die Midde-Ooste, wat daar aangaan. My onderwerpie vandag, of die onderwerpie waaroor ons praat, onder die hoofopskrif Eindtyd nuusbrokkies, is tweeledig. In die eerste plek wat gaan aanhou in die Midde-Ooste, en dan nou spesifiek ook die dramatiese verandering in die geopolitiese situasie daar in die Midde-Ooste, want goed gebeur baie vinnig. En in die tweede plek gaan ons kyk na die fenomeen Trump. Nou maar goed, voor ons begin, kom ons bid net saam. Here, ek dank U vanoggend dat ons hier kan sit in vrede. In die wêreld is daar soveel ongelooflike onrus. Daar is soveel mense wat vanmôre dalk wou saamkom om te bid en wat dit nie mag doen nie, of wat moet wegkruip om dit te kan doen. Here, ons prys U vir die vryheid wat ons nog het. En my gebed bly dat hierdie vryheid ons nie lui maak nie, maar Here, juis aanmoedig om vas te klou aan die anker van alle ankers, Jesus Christus. Maak hierdie gesprekkie vanoggend, Here, ook dat dit toelig, dat dit mense se oë oopmaak, maar veral U naam verheerlik, in U naam. Amen. Vriende, goed, kom ons begin met die verandering, of dan, soos ek het nou hier geskryf, die dramatiese verandering in die geopolitiese situasie in die Midde-Ooste. Oornag het 'n paar goed dramaties verander. En nou praat ek nie eers heeltemal net van die oorlog van Israel nie. Dit is verseker deel daarvan. Dit is nou al hoeveel dae aan die gang. Maar ons kyk na die staatkundig, wat gaan staatkundig daaraan? En Sirië grens aan, uit die aard van die saak, aan Israel in die noorde. Wat daar nou gebeur is dat oornag amper, ek dink dit was, ek weet nou vir 2 weke was, wat hierdie ou met die naam van al-Sharaa, Ahmed al-Sharaa, wat hy as 'n sogenaamde terroris opgetree teen Bashir al-Assad se regering. Binne enkele dae het hy oor Sirië gekom en hy Damaskus ingeneem. Hy sit op die troon. Nou vriende, die man wat daar weg is, Bashir al-Assad, hy het 14 jaar op die troon gesit in Sirië. En daardie 14 jaar was daar massa ontworteling van mense in sy eie land. Honderde duisende is dood. Selfs die getal word genoem uit sekere kringe dat daar meer as 600.000 vermoor of gedood is in die tyd wat hy in Sirië regeer het, in hierdie 14 jaar. Nou, die wêreld weet nie daarvan nie, dit word nie gesê nie. Dit wys 'n mens net weer eens hoe absoluut eenoogig die wêreld kyk. As in Israel iets aangaan, dan weet almal daarvan, en almal is slim daaroor, en dit het hulle oplossings, en dit het hulle oordele. Maar die goed wat op die grens gebeur, hoor jy nooit van nie. In elk geval, hy is nou weg. Nou, hierdie man wat nou ingekom het, Ahmed al-Sharaa, weet jy uit wat 'n kringe kom hy? Hy kom uit Al-Qaeda en uit ISIS, daardie kringe kom hy, en hy is steeds hierdie sy magsbasis is juis oor hierdie tipe mense. Nou sit hy op die troon in Damaskus. En sy eerste geleide is, nou ja, hy wil nou regering, hy moet nou indruk skep, hy moet seker hulp hê van die buiteland, al daai goed. So die goed wat hy sê is nou nie so erg nie, maar ons kan ons nou weet, ons het geen illusies daaroor, oor wat daar in die toekoms kan gebeur en gaan gebeur rondom hierdie ou nie. Ja, een van die interessante besluite wat hy geneem het, was om die Koerde te ontwapen. Nou in Sirië is min of meer tussen 1.5 en 2.5 miljoen Koerde. Dis nie Arabiere nie, hulle is 'n aparte entiteit met hulle eie taal, hulle eie godsdienst en so aan. Maar hulle soek nie onvrede met die land of met sy regerder nie, maar hy haat hulle want dit is nie moslems nie. So hier kan natuurlik nou 'n lelike ding gebeur. Hulle moet hulle self ontwapen. Nou die Koerde is eintlik dapper mense. Dit is besonderse, Israel het 'n baie mooi verhouding met Koerde. Daar selfs Koerde in die Israeliese weermag. Vriende, en dan die rol van Turkye
in Sirië. Nou ja, Turkye het 'n geweldige invloed in Sirië, veral in die noorde, en groot dele van Sirië, van die noordelike dele van Sirië, is reeds nou onder Turkse beheer. 'n Mens moet maar kyk wat hier gaan uitkom. Hulle het hele klomp mense daar onder hulle beheer, hulle swaai die stokkies daar, en ons moet maar kyk wat vorentoe gebeur. Nou die hele ding van Turkye maak 'n baie interessante ding wat ek nou net hier wil noem, wat nou onder andere daar gebeur het. Turkye is Soenies en Shiite is die res van Sirië. So dit is absoluut 'n ding dat hier twee groeperinge by mekaar kom wat mekaar haat. Absoluut mekaar haat. Nou, dit mag aanleiding gee tot burgeroorlog, al die tipe goed, 'n mens weet nou nie. Deur die eeue was Soenies en Shiite, hulle het miljoene mense na weerskante toe doodgemaak. Jy kan dit gaan oplees in die geskiedenis. Nou, Rusland, interessante ding ook, Rusland moes inderhaas sy vlootbasis ontruim in Sirië. Hy daar teen die Middellandse See die groot vlootbasis gehad. Hy moes dit inderhaas ontruim. Turkye neem oor daar, en uit die aard van die saak van die Damascus is daar besluite word daar geneem, so hy moet gee pad. Esegiel 38 sê vir ons dat Rusland sal toetree tot die oorlog in die Midde-Ooste. Hy's een van die, trouwens hy's die leier, en die Esegiel 38 stel dit so dat God hake in sy kakebeen sit. Met ander woorde, al het hy nou teruggegaan Rusland toe, sy vlootbasis verwyder, God sit hake in sy kakebeen. Hy gaan weer kom. Dis die wonder van profesie, dat 'n mens nie moet kyk wat gaan hier aan nie. Kyk wat sê die woord. Dit wat 'n mens sien, loop uit op profesie se waar word. En hoe dit gebeur het ons nie effek, of ons weet dit nie. Maar God alleen weet, en hy weet, en ons weet uiteindelik wat die uiteinde gaan wees. Nou, 'n ander interessante een waaroor ek net ook wil praat, is die profesie in Jesaja 17 vers 1 rondom Damascus, want Damascus is die hoofstad van Sirië. Daar word gesê dat Damascus gaan verdwyn, dit gaan 'n puinhoop word. Nou, as 'n mens gaan kyk in die lig van wat nou daar gebeur, as dit is dat hierdie nuwe ou, Al-Sharaa, dat hy nou daar gaan 'n nes maak van anti-Israel en daai tipe goed, dan is dit gevaar dat Damascus waarlik vernietig gaan word. Die woord sê dit gaan gebeur. Wie dit gaan wees, weet ek nie. Of dit Israel gaan wees, of dit Amerika gaan wees, of dit dalk 'n plek is wat, jy weet, in 'n omgewing is, wat nie hou van wat daar aangaan nie, ons weet nie. En die manier waar dit beskryf word in die woord, kan moeilik, mens kan nie dink dat dit nie 'n atoombom gaan wees nie. Ons weet nie. Ons moet nou maar kyk. Maar in elk geval, soos Turkye met ander woorde in die noorde beheer neem, wil ek nou net ook dit sê van Israel. Israel neem ook in die suide beheer, oor die suidgrens. Hulle het nou 'n basis op die berg Hermon geplaas, en dit is 'n wonderlike sentrale uitkykpunt wat hulle baie wyd kan sien, en goed wat aan die kom is, kan voorkom ook, of hulle self gereed maak daarvoor. Die hele ding van 'n oorwinning in 'n oorlog beteken daai grondgebied is nou joune. Dit is die beginsel in 'n oorlog. As ek teen my vyand wen, dan is sy grondgebied myne, tensy daar nou ooreenkomste is en so aan. Die situasie begin die vorm aanneem dat Turkye in die noorde beheer oorneem en Israel in die suide. So ons sit reeds met 3 groot magte rondom Israel, nie rondom Israel, maar die noorde. Die woord sê die aanval kom uit die noorde. Ons het Iran in die ooste, ons het Sirië net noord van Israel, en dan Rusland verder noord, wat uiteindelik sê die woord die beheer gaan neem of leierskap vat om hierdie oorlog te laat gebeur. Vriende, nou kom ek af op 'n artikeltjie onder die opskrif The Gulf Shifts Policies in Response to the New Syria. En dan is hierdie sinnetjie daar. Regional and international actors are expressing anxiety over the potential for Damascus to succumb to instability and violence. Nou dis nie Christene wat hierdie goed sê nie, dis akademici, dis mense, politieke kommentators en so aan, maar die woord sê dit vir ons. Die Bybel sê dit vir ons. Damascus gaan vernietig word en daar's 'n groot rede hoekom dit gaan gebeur.
Nou, in die suide van Israel of in die suide van die Gaza-strook is Egipte weer baie snaaks besig met 'n wapenopbou net suid van die grens, die korridor tussen Gaza en Sinai. Nou dit is strydig met 'n ooreenkoms met Israel, want daardie hele gebied in die suide het Israel met die 6-daagse oorlog oorwin, met ander woorde, dis Israel se eiendom, maar met onderhandelinge, onder andere beperkings in militêre mag en teenwoordigheid daar, het Israel dit toe nou teruggegee. So wat Egipte daar doen is absoluut teen hierdie ooreenkoms. En wat daar gaan uitbroei, ons het geen idee nie. Baie mense sê dis om seker te maak dat die inwoners van Gaza nie oor die korridor kom en Egipte insluip of oorneem daar nie. Ons weet nie. Ek weet glad nie. Dit kan wees dat hulle ander planne in die mou voer. Ons moet nou maar kyk wat daar gaan gebeur. Nou goed. Nou in die tweede plek, ons gaan kyk na die fenomeen Trump en sy invloed in die Midde-Ooste, of eintlik kan ons op hierdie stadium net sê sy intrede met sy invloed in die Midde-Ooste. Dit blyk dat Trump instrumenteel kan wees in die waarword van profesieë, waarvan die eerste en ek waarskynlik wil noem is die hele ding van die oop grense wat Israel by die Esegiel 38 oorlog gaan hê. Nou, Trump se hele uitgangspunt is, en hy het klaar gesê, die Palestynë moet gee pad, en of dit nou Gaza is, en of dit in die Wesbank is, en of dit bo in Libanon is, hulle moet gee pad. So, ons weet nie wat daar gaan uitloop nie, vir ons is dit mos nou onmoontlik of moeilik om te verstaan, hoe gaan jy dit reg kry? Dit is ook nie belangrik nie, maar die punt is net, ek gaan net nou skrif lees, wat eintlik in effek dit sê vir ons. Of dit aan die hand van Trump gaan wees, ons weet nie, maar hierdie man is hy is absoluut, die Engelse praat van 'n dealmaker. Ek het nou gesukkel met die Afrikaanse woord, en mens kan sê onderhandelaar en daai tipe goed, maar dit is 'n mooi beskrywing in Engels. So dis wat hy is, en hy het reeds geleide gemaak dat die Wesbank moet 'n oord word vir die rykes, en vakansie is op die Middellandse See. Mense moet nou ook onthou, Trump, dis waar hy sy geld gemaak het. Ek weet nie hoeveel hotelle nie, hy bou golfbane, hy is in die bedryf van die rykes, en dis waar hy sy geld maak. Nou, of hy persoonlik daar betrokke gaan wees, dit is nie belangrik nie, ons weet net dat dis 'n moontlikheid, en dat hy ook die oorredingsvermoë om ander lande te oortuig, en ek weet die klem is op die stadium in Jordanië en in Egipte, om van die Palestynë te hou, by hulle te hou, onder beheer van wie ook al, maar dat hulle uit Israeliese grondgebied uitkom. Ons sal maar moet kyk wat dit gebeur. Vriende, rondom Trump wil ek ook net dit sê. God gebruik, ek weet of jy nou hou van hom of nie, God gebruik interessante mense, wat noodwendig hom dien, of hom lief is, of wat ook al nie, om sy planne in die wêreld reg te maak. En dan dink ek nou byvoorbeeld aan Nebukadnesar. Nebukadnesar was 'n heidense koning. In sy tyd, hy het die Israel weggevoer, na Babel. Maar as dit nie daarvoor was, en as dit was nie vir koning Nebukadnesar was nie, het ons nie die boek Daniël waarskynlik gehad nie. Want Daniël het op, in die lig gekom as hierdie jong seun, hoogs begaafd, wat hy kon aanstel in 'n posisie wat vir hom die mag gegee het, en die Here hom gebruik het om die boek Daniël met absolute profesieë vir ons tyd, wat steeds vandag geld en nog in vervulling moet gaan, aan ons te voorsien. So, hy gebruik Nebukadnesar om sy volk vir 70 jaar, goed, Nebukadnesar was nou nie die hele 70 jaar daar nie, maar om sy volk vir die volle termyn daar te hou. Hy het hulle weggevoer, ander ouens het hulle weer teruggekom, maar die punt bly, God gebruik leiers, of hulle hom dien of nie, vir baie besonderse goed. En daarom glo ek, hy kan ook Trump gebruik vir baie goed. Ek bedoel, die blote feit dat Trump al hierdie
siek goed wat aangaan het in Amerika, die strooi van geld na allerhande nonsens, terwyl hulle eie mense swaar kry, in die sin van belastings moet betaal, geweldige belastings moet betaal. Leefkoste het ongelooflik toegeneem onder Biden, en mense glo hierdie goed gaan verbeter, maar ek glo ook dit is maar 'n laaste kans wat God gee vir die wêreld en vir Amerika, maar ook, ja, so ek sê vir die hele wêreld, om te kyk, maar daar is 'n ander oplossing. Ons weet hierdie ander oplossing gaan nie bly nie, die anti-kris kom oor en hy vat sy oor op sy manier en met sy handelinge of sy gebruike, of soos die Bybel het ook vir ons aanwys. Dan wil ek ook miskien net noem dat die wêreldwye toename in haat teenoor die Jode is absolute fenomeen of 'n gebeurtenis wat eintlik verstom het, en dit gebeur die oudste haatveldtog teen die Jode van deur al die eeue. So as 'n mens nou sê daar's nou 'n Jode haat, het dit nie begin by Hitler of nou ook na hierdie intog of die inval in Israel deur die Hamas mense nie. Dit kom vir millennia aan. En dit is juis omdat die Jode God se uitverkore volk is. Die vyand weet dit. Daarom haat hy die Jode en daarom steek hy verskillende volkere oor die eeue op om met hulle te doen wat hy wil hê met hulle gedoen moet word, en dit is niks anders nie as totale verdelging. Ek sluit vir u af met 'n skrifgie uit Sefanja 2. Ek begin by vers 4. Dis 'n profesie spesifiek oor Gaza. Gaza sal verlate lê en Askelon sal verwoes word. Laatmiddag sal Asdod se inwoners uitgedryf wees en Ekron se inwoners uitgeroei wees. Nou hierdie name wat hier kom is almal in daardie gebied. Die naam Gaza staan uit die aard van die saak nog steeds. Dit sal ellendig gaan met hulle wat van Kreta afkom. Nou wil ek net dit ook by sê. Kreta is die oorsprong van die Filistyne. Gaza, met ander woorde, die mense van Gaza was ook afstammelinge. Die Filistyne was afstammelinge van die Grieke, en ons weet dat die gees wat daar in die Filistyne geheers het, en in die ander vyande van Israel, Amalek byvoorbeeld, dit is die gees wat vandag nog heers in daardie vyande van Israel. Nou sê vers 5, ek lees dit nou weer, dit sal ellendig gaan met hulle wat van Kreta afkom, met hulle wat woon langs die kus by die see. Dit is die Here se boodskap vir julle. Kanon, land van die Filistyne, ek sal jou vernietig, en geen inwoners sal oorbly nie. Die kusgebied sal 'n verlate weiveld wees, 'n kampplek vir herders, 'n skuiling vir skape. Ek lees net tot daar. Vriende, hierdie goed gaan gebeur. Ek bedoel, dit gaan voor ons oë gebeur. Ons gaan dit waarskynlik nie lank van nou af nie sien. Ons weet nie. Ons weet net die woord is waar, die profeseë is waar, en die Here God van die woord en die profeseë is in beheer. Mag die Here u seën. Kom ons sluit net af. Here, baie dankie dat ons hieroor kon praat. Ons sien ten dele, maar ons weet ons sal eendag van aangesig tot aangesig sien. Daarvoor loof en prys ons u. Amen. Vriende, as u voel daar's iemand wat hierby baat kan vind, stuur dit asseblief aan. Ons moet met mekaar praat, ons moet hierdie goed deel met mekaar. Mag die Here julle almal seën. Vrede vir julle.